Kan julle glo, 10 weke is verby. Vir die laaste 10 weke het ons stil gestaan op Jona en ons het vers vir vers deur Jona gewerk. En ek is bly, ek is dankbaar dat julle dit saam met my gedoen. En reg hierdie hele reeks was die idee nie om vir Jona te probeer afmaak, om vir julle te sê wat 'n slegte profeet Jona was nie. Die idee was eintlik om 'n spieël op te hou om te sê, hoeveel van Jona is in my lewe? Hoeveel van Jona maak ek myself skuldig aan? En julle het nou saam met ons gegaan van week nommer 1 af, was ons by Gat-Jewer, waar die Here vir Jona geroep het, Ninive toe, maar hy het op 'n boot geklim en hy het Tarsis toe gegaan, en ons het saam was ons op die boot waar die storm was, en ek weet nie of julle die benoudheid beleef het, toe hy oorboord gegooi is nie, en hy het gesink tot op die bodem van die see, waar 'n vis hom ingesluk het, en julle was saam met my daartoe, Jona vir die Here jammer gesê het aan die vis, en hoe die vis hom uitgespoeg het, en hoe hy toe nou uiteindig, halfhartig weet ons nou, tog gehoorsaam was na Ninive toe gegaan het, en hoe hy halfhartig gepreek het, en die hele stad tot bekering kom, en laasweek het ons gekyk na die fees wat daar was, wat die skrif nie sê nie, maar ons weet, daar was 'n fees in die hemel, van selfs net een siel, wat tot bekering kom. En dit het ons laasweek na gekom. So ons maak nou vandag klaar. Ons het nou vir Jona daar gelos onder sy eie skermpie met die verlepte komkommerplant, of wat was die Hebreëse woord nou, kan julle onthou? Nou kan ek ook nie onthou nie, maar gaan kyk laasweek se boodskap, hy gaan noem. So daar sit hy daar onder sy komkommerplant, en nou kom ons by die laaste 2 verse. Nou elke week gaan ek net 'n paar verse terug, dat ons net die konteks het, maar ons gaan vandag kyk, vanoggend gaan ons kyk na die laaste 2 verse van Jona, waar die Here die laaste sê het, en ek dink, hier is die deel waar ek net dalk nou moet stil sit. So, vandag kyk ons terug, ons vat die Here se laaste woorde, en ons kyk na sy laaste woorde, en ons gaan staan voor die spieël, en sê, Here, wat is dit wat U vandag vir my wil sê? Jona is uit die aard van die saak geïnspireer deur die Heilige Gees, dis in ons Bybels opgeneem, vir 'n rede, dat ons vandag hieroor moet praat. Ons moet hieroor praat, en ons moet kyk wat leer die woord, en ek wil eintlik hierdie vraag vra vanoggend, maar voordat ons dit doen, gaan ons saam staan. Gaan julle saam met my staan? Kom ons staan saam, dan hou ons Bybels lekker hoog in die lug, dan sê julle hard saam met my, dit is my Bybel, ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het, ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem, en dankie Sansha, en dan kan jy jou Bybel oopmaak by Jona 4, soos ek reeds gesê het, ons gaan net so 2 verse vroeër begin, net om die konteks te kry, maar ons fokus op die laaste 2 verse, wat die Here die laaste sê het in Jona. En ons, terwyl julle blaai, vir almal aanlyn, baie welkom, altyd lekker om in jou huis te wees, van Potchefstroom tot Windhoek, waar jy is, ek hoop jy beleef vandag die Here se seën ook. Jona 4 vanaf vers 9 tot 11. Ons gaan na 2 verse terug. Toe vra God vir Jona, het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant? En Jona het geantwoord, ek het rede genoeg, ek is besig om te sterf. Die Here het vir Jona gesê, jy is besorgd oor 'n komkommerplant, waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom, en is oornag dood. Maar ek mag nie besorgd wees oor 'n groot stad Ninive nie. 'n Stad waarin daar meer as 120,000 mense is, wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere. Nou ja, dis die einde. Daar's ons klaar met Jona. As jy nou huis toe gaan, neem ons 'n ekstra kollekte op, en ek wil 'n bietjie met jou praat oor hierdie gedagte wanneer die Here die laaste sê. Die Here, Jona is opgeteken, laat die laaste sê behoort aan die Here. En dis die laaste sê is eintlik 'n baie oop einde. Die Here vra hom 'n vraag, maar daar's nie 'n antwoord op hierdie vraag nie. So dis 'n oop vraag wat die Here vra, waar ek en jy moet praat. Dis eintlik, kan ek sê, die 2 belangrikste verse van die hele Jona, en hierop moet ons stil staan, en ons moet hierdie vraag vra. Ons moet voor die spieël gaan staan en sê, wat vra die Here vanoggend vir my? Wat is in my hart? Wat wil die Heilige Gees vanoggend in my hart kom vra rondom hier? Wat sê Jesus vandag vir my?
Dis die vraag wat ons moet verander. En wanneer ons kyk na Jona en ons sien hierdie fees wat besig is om aan te gaan, teen die kontras van Jona wat besig is om dood te gaan, dan moet ek vra, is ek binne saam besig om fees te hê? Is ek deel van hierdie fees? En dit kan ek net in my hart antwoord. Ek moet hierdie vraag vir my vra, is ek deel van die fees? Daar het ons laasweek baie duidelik uitgekry. Ons het gekyk na die verlore seun weer om te sê, die Here wil nie hê ek moet buite staan nie. Hy wil nie hê ek moet buite staan nie. Hy wil ek moet binne wees. En ek gaan vanoggend 4 verse met jou deel. 4 verse wat ons hierdie vraag wil antwoord, wat ons hierdie reeks mee wil afsluit, maar wat vir ons gaan help om koers te hou met Jesus, want dis tog hoekom ons hier is, reg? Ons wil meer word soos Jesus. Johannes 3 vers 30 wat Johannes sê, hy moet meer word en ek moet minder word, nê? Wie van julle het 'n diepe behoefte om meer te word soos Jesus? Ja, dis mos waar ons moet wees, nê? So, vers nommer 1, vir die van julle wat skryf, vers nommer 1 waarna ek wil kyk, vanuit Jona is Matteus 22 vers 37. Wat is dit vir die Here vandag vir my en jou wil sê, as ons die skrif in geheel sien? Wel, nommer 1 is, Jesus sê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou siel en met jou hele verstand. So, wat sê Jesus vandag vir my? Wel, eerstens is dat die Here soek my hele hart, my hele siel en my hele verstand. En ek moet dit nou, sit dit gou jou hand op jou eie bors, want ek wil net hê jy moet weet, die Here praat nou vanoggend met my en met jou. Hy wil my hart hê, hy wil my siel hê, en hy wil my hele verstand hê. En as ek dit klik, dan kan ek verstaan dat die Here wil 'n verhouding hê. Ons God is 'n verhoudingsgod. Daarin, dit is ook om homself bekend maak aan ons as 'n Vader, 'n liefdevolle Vader wat 'n verhouding wil hê. Dis hoekom die hele verhaal van die verlore seun eintlik so kosbaar is, dat hierdie een seun wat verlore geraak het, hy kom terug en die ander seun wat nog altyd in die huis was sê, "Pa, jy het nog nooit vir my hierdie goed gedoen nie. Ek het nog net soos 'n slaaf vir u gewerk." En dit kan wees waar jy vanoggend is. Dan wil die Here vanoggend hê, jy moet ook jou hart vanoggend kom gee, want hy wil 'n verhouding met jou hê. Nou, ek weet, hier sit 'n paar vanoggend van julle wat, jy het nog nie daai finale oorgawe gemaak en die Here Jesus aangeneem nie. Jy dink oor die Here, jy hou van die Here se dinge, jy hou dalk van die kultuur van Christendom, en al wat jy vanoggend het om te gee is jou krummels van jou lewe. Dan wil ek hê jy moet jou krummels gee vir die Here. Gee daarom dit vir die Here. Gee daarom dit vir die Here. Maar ek weet ook, hier sit 'n klomp van ons vanoggend hier, wat jy is nou al lank hier, en jy gee nog al die tyd net krummels vir die Here. En vanoggend wil ek jy die vraag vra, hoe lank nog gaan jy net die krummels van jou lewe vir Jesus gee? Hoe lank nog gaan jy net daai bietjies, dit wat oor is van jou lewe, vir die Here gee? En hier is die belangrike ding wat ons uit Jona uitkom vra. Want ons weet dit, ons sê dit gereeld. Die Here vra nie baie nie, hy vra alles. En dis waar ek begin. As jy dan vanoggend hier het en jy het net krummels, bring dan jou krummels. Maar as jy nou al vir jare die krummels gee, dan wil ek vanoggend vir jou kom sê, dis tyd om jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand vir Jesus te gee. En hier is die moeilike vraag wat ek my vanoggend moet vra. Ek moet by my tafel, my krummeltafel gaan sit, waar ek dalk sit en net krummels vir die Here gee. En ek moet my vra, hierdie eerlike vraag vra, is ek besig om my hart werklik vir Jesus te gee? Is ek besig om my hele siel vir Jesus te gee? Is ek besig om die Here te dien met my hele verstand? Of is dit al wat hy kry in my lewe? Is die bietjie krummels wat oor is? Want onthou, ons het in die reeks vir mekaar gesê, hiervoor is ek gemaak. Ek is gemaak om die Here te dien. Ek is gemaak om vir Jesus te lewe. Enige ander weergawe van dit is verder van God se plan af. Dis God se plan met jou. En daarom, as ek besef, dis God se plan met my, en ek begin daai pad stap, dan begin daar vervulling. Dan begin daar vrede. Dan begin daar vreugde. Dan begin die fees. Die rede hoekom Jona nie 'n fees gehad het met die Here nie, is omdat hy nie God se plan vir sy lewe wou aanvaar nie. Kyk, dit was vers nommer 1. Kan ek julle nog 'n vers gee? Julle moet nou sê, ek het nog tyd, ons mag nog aangaan. Okay, nommer 2, Deuteronomium 6 vers 15. Hoor wat sê die Here vir die volk? Die Here, jou God, eis onverdeelde trou aan hom. So wat sê Jesus vir ons vandag? Ek soek onverdeelde trou van jou. Ek wil hê jy moet weet, jy behoort net aan my. Eksodus 20 sê die Here, ek is sy jaloerse God.
Ek wil jou nie deel met enige iemand nie. Ek wil jou nie deel met die geld afgod nie. Ek wil jou nie deel met die besittings afgod nie. Ek wil jou nie deel met die ambisie afgod nie. Ek wil jou nie deel met die verhoudings afgod, die afgod van wat sê mense en wat dink mense van my nie. Ek wil jou deel met niemand nie. Ek wil jou 100% net vir myself hê. En dis waar my lewe werklik rigting kry. Nou, julle ons lees hierdie interessante gedeelte in Markus 12 vers 34. Nou Lukas en Matteus stel dit anders. In Lukas en Matteus kom die skrifgeleerdes en die fariseërs en hulle stel vir Jesus 'n strikvraag en vra, wat is die grootste gebod? Natuurlik is dit 'n strikvraag. Is dit 'n strikvraag? En wat antwoord Jesus? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Ons het hom nou net gedoen. Maar Markus, net so op die kantlyn, weet nie of julle dit weet nie, maar Markus is die oudste evangelie. Van al 4 evangelies het Markus die eerste geskryf. En Lukas en Matteus het Markus gebruik as bron. Dis ook die kortste evangelie. Nou ek kan nie nou in diepte ingaan nie, maar Markus het 'n backstory wat ek nog eendag vir julle gaan vertel. Ek weet nie of ek dit al vertel het nie. Maar Markus se storie, as ek dit vir julle vertel, dan wil my oë vol trane raak. Ek wil julle nuuskierig kry, maar ek kan nie nou verder daar praat nie. So julle kan na die diens verder hieroor dink. Maar Markus vertel hierdie ekstra deel. Markus 12 vers 34 het hy hierdie redenasie met die skrifgeleerde. En die skrifgeleerde vra, wat is die grootste gebod? En Jesus antwoord hom. Hy sê, dis jy moet die Here jou God lief hê met jou hele verstand, jou hele gees, hart, siel, verstand, nou is dit mekaar. En die tweede een wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Weet julle wat antwoord hy toe? Hy sê, meneer, u is reg. Dit is dit. Weet julle wat sê Jesus toe vir hom? Jesus sê vir hom toe die volgende woorde. Ek kan nie dink hoe hy hom in die oë kyk en hy sê vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Nou, gewoonlik het Jesus sy hardste woorde vir die fariseërs en die skrifgeleerdes, reg? Maar hier sê hy hierdie ding. Hy sê vir hom, jy's nie ver nie. Met ander woorde, daar's hoop vir jou. Daar's hoop vir jou en dit kan wees dat ek en jy volgende hier sit en ons eintlik hoop vir my en jou. Want daar is hoop vir my en jou en dit kan wees dat ek en jy volgende is en ek is nie ver nie. Ek is nie ver van die koninkryk van die Here nie. Maar ouens, ek weet nie of julle saamstem nie, maar dis nie vir my genoeg nie. Ek wil nie ver wees nie. Stem julle saam? Ek wil nie eintlik net naby wees. Ek wil nie naby die koninkryk nie. Waar wil ek wees? Ek wil in wees. Ek wil nie hê Jesus moet vir my sê jy's nie ver. Ek wil by die Here wees. Ek wil daai intieme verhouding met hom hê. Ek wil naby aan hom leef. Wie van julle is daar? En dis hierdie ding waarvan ons nou praat, dat ek die Here met toewyding sal dien. Dat ek weet my hart behoort aan hom. Romeine 12 vers 11, onthou julle my ketelvers? Onthou julle nog die ketel? Glishal, kry net vir ons 'n ketel asseblief en sit dit vir ons op die community groep, net om almal te herinner aan Romeine 12 vers 11. Sy gaan nou vir julle 'n ketel op die community groep sit. Hoekom? Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd. Nou daai woord geesdriftig is dieselfde woord in die Grieks wat jy gebruik om te sê 'n ketel is besig om te kook, water is besig om te kook. Ek weet nie wie van julle onthou vir Louis Brits nie. Hy het 'n liedjie uitgebring, Kook vir die koning. En hierdie is waarop dit sin speel. Dat ek en jy geesdriftig die Here sal dien. Dat ons nie sal vervlou in ons verhouding met hom nie. En dis 'n keuse. Dis 'n keuse wat ek moet maak. Dis nie iets wat oor my kom nie. Ek wag nie vir 'n vuur om oor my te kom om hom te dien nie. Ek moet hom begin dien op hierdie manier. So, ons moet ons moue oprol en ek en jy moet aanmeld en sê, Here, hier is ek. Ek wil U dien. Amen. Alright. So dis hoe ek dit doen. Ek verbind my heel hartig met die Here Jesus. Dit bring ons by die 3de vers. Psalm 40 vers 7. Dis nie diereoffers of graneoffers wat U wil hê nie. Dis nie brandoffers of sondeoffers wat U vra nie. U wil gehoorsaamheid hê. So wat sê Jesus vandag vir my en vir jou? Ek verwag onvoorwaardelike gehoorsaamheid van jou. Die Here verwag van my en jou onvoorwaardelike gehoorsaamheid. En ek moet na my lewe kyk. Onthou die hele idee van Jonas is die spieël. En ek moet voor die Here gaan sit en sê, waar is ek besig om my eie pad te stap? Waar is ek besig om na die woord te kyk en te sê, goed Here, dis wat U wil hê, maar ek wil 'n ander pad stap. Ek wil U dien, ek wil Sondag wil ek U dien, Sondag wil ek my hande opsteek en U loof en prys, maar Dinsdag 3 uur, dan wil ek so 'n bietjie van die pad af wees. Nou ek sê dit tong in die kies, julle hoor wat ek doen.
Maar baie keer is daar 'n deel van my lewe. Daar was 'n sonnaskoolonderwyser wat met my gepraat het. Wat was dit ons sonnaskoolklas? Daai dag het ek gevoel of hy net met my praat. En hy het gesê, jy weet, dis soos 'n groot huis wat jy vir die Here Jesus jou lewe gee. En dan kom hy in jou lewe in, maar jy gee net vir hom die sitkamer. Want jy weet die kamers en die badkamer is deur mekaar. Wie van julle het tieners in die huis? En dan as al mense kom sê, hoor, jy kan gou badkamer toe gaan en sê, "O, weet jy hoe dit daar lyk nie?" My kinders steek my so die skande. en dan moet jy eers 'n verkenner vooruitstuur om te gaan kyk wat is die kondisie. En dan as dit aanvaarbaar is, kan hulle gaan. Ek weet my pa het altyd van ons badkamer gesê, maar hier's die ding. Wat die onderwyser eintlik maar gesê, die sonnaskoolonderwyser het gesê, as ek Jesus nie in al die dele toelaat nie, dan is Jesus net 'n gas. Want die eienaar het toegang tot elke liewe vertrek, elke liewe kas, elke liewe laai, elke vierkante millimeter is syne. In my huis is daar niks off limits nie. Dit behoort aan my. Die gaste, hulle is daar waar ek vir hulle gereed gemaak het. En julle, as Jesus 'n gas is in my huis, en hy kan net kom in die dele wat ek vir hom gereed gemaak het, dan behoort ek nie aan hom nie. Dan is Jesus 'n gas en 'n buitestander. En daar moet 'n skakel kom in my lewe. Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, sal julle my. Dis so maklik soos dit. Ek's of in en of ek's uit. Jona het geweet. Jona het presies geweet wat Jesus van hom verwag. Jesus en vandag vir my en jou ook. Ek en jy die woord van die Here. Ek en jy die woord van die Here. Ek en jy weet wat die Here van ons verwag. As ek nie weet nie, is omdat ek nie in die woord kom nie. Maar ek bedoel, ek hoop julle beleef, julle is in 'n woordvaste gemeente. Ek hoop julle beleef dit so, waar daar nie geskroom word om te sê dis wat die skrif leer nie. Maar ek kan nog steeds kies om die verkeerde pad te stap. Ek kan nog steeds kies om my eie pad te stap. En Spreuke 14 vers 12 sê, daar's 'n pad wat vir 'n mens reg lyk, maar dit eindig in die paaie van die dood. En weet jy hoe herken jy daai pad? Ja, maar almal doen dit. Selfs Christene doen dit. Selfs ons mense, my beste vriende doen dit. So dis okay as ek dit doen. Daar's goeders wat sosiaal aanvaarbaar lyk. Daar's goeders wat wysheid van die wêreld is, wat lyk soos 'n goeie en 'n regte pad. Maar die uiteinde van daai pad is die dood. Dit vat my weg van die Here af. En verder, en hoe langer ek daai pad stap ek verder en verder. En hier moet ek toelaat dat die Heilige Gees dit vir my uitwys in my lewe. Waar is ek besig om verder van die Here Jesus af te stap? Want aan die ander kant, hier is my so mooi teks in Jesaja 6 vers 16, wat die Here sê, so sê die Here, staan by die kruispaaie en kyk en vra na die ou paaie. Vra watter pad die beste is en loop dit, dan sal jy rus vind. Daar's 'n ding daarin om te gaan staan by die Here en te sê, Here, ek's by 'n kruispad. Watter pad wil U hê moet ek stap? Want ek is klaar my eie paaie gestap. Die pad van die lewe is 'n pad van gehoorsaamheid aan God in elke area van my lewe. Ek wil daai gedagte net herhaal. As die Here net toegang het tot die sitkamer in my lewe, dan sê hy 'n gas. Dan sê hy nie my verlosser nie. Dan sê hy nie my Here nie. Vir Jesus om die Here te wees, moet hy toegang hê tot my laaie, tot daai donker gate in my lewe wat ek vir niemand wil sê nie. En ek moet hom daardie finale sê. Okay, dit bring ons by die laaste vers. Matteus 6 vers 33. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. So wat sê Jesus vandag? Ek moet sy koninkryk eers stel. Ek moet sy koninkryk eers stel. Ek moet sy wil eers stel. Onthou nou, ons het vir mekaar al in die eerste punt gesê, ons het in hierdie reeks vir mekaar oor en oor gesê, hiervoor is ek gemaak. Dis waarvoor ek gemaak is. Dis die beste weergawe van my lewe, is die weergawe wat ek doen wat God van my verwag. Ek moet my hierdie vraag vra. Wie se koninkryk is ek besig om te bou? Nou hoorie, vir die van julle wat hard werk, dis goed, dis deel daarvan. Jy eer die Here. As jy kombuiskaste maak en dis jou ding, dan maak jy dit tot eer van die Here. Jy maak die beste kombuiskaste. Ek weet nie wat jy doen nie, maar wat ook al jy doen, doen dit tot eer van die Here. Dit is deel van die Here se koninkryk. Dit beteken nie julle moet nou almal julle werke los en predikante word nie. Julle is welkom, maar moenie. Okay? Die ding is terwyl ek dit doen,
Wat is my gesindheid? Waar is my hart? Aan wie se koninkryk is ek besig om te bou? En ek moet bou waar dit saak maak. Ek moet bou, die Engels is legacy. Volgende week is Vadersdag, dan gaan Kenneth met ons praat oor Vadersdag. En vir al die manne hierso, ons moet daai diep spore trap wat die mense om ons kan volg. En dis wat 1 Korintiërs 11 vers 1, ek het nie Kenneth se preek gelees nie, so ek hoop nie ek haal sy verse aan nie. Maar 1 Korintiërs 11 vers 1 sê, volg my voorbeeld, soos ek die. Kom ons lees dit saam. 1 Korintiërs 11 vers 1. Hier, en dis wat ek moet doen. Ek moet spore maak. Ek moet spore los waar die mense om my, as hulle agter my aankom, moet hulle by Jesus uitkom. Amen.